Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, is die 17de Februarie die jaar 2026. My naam is Dani Gerben en vir my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Maar vandag gaan ons 'n bietjie praat oor alles wat jy doen tot eer en verheerliking van God. Ja, kom ons wees nou maar eerlik nie, daar's baie goeders wat ons doen wat nou nie lekker is nie. Niemand het al ooit opgestaan en gesê, ek is opgewonde en ek gaan werk toe en ek gaan 'n gaga job doen nie. Nee, dit is, ek moet alweer hierdie taak gaan verrig en ek is nie lus daarvoor nie. En ek dink 'n ou moet net so 'n bietjie ons mindset, as ek dit so in Engels kan uitdruk, ons moet dit so 'n bietjie verander. Alles wat ons doen, moet ons doen so asof ons dit vir die Here doen. Nou, ek het so 'n paar taakies hier wat ek gesê het wat ons moet doen, maar weet jy wat, ek is nie lus daarvoor nie. Of dit nou by die werk is en of dit nou by die huis is, ek is nie lus om dit te doen nie. Maar wanneer jy jou denke verander en jy verander dit en jy sê, weet jy wat, ek gaan hierdie taakie doen, so asof ek dit vir God doen, dan kan jy so 'n bietjie dink, weet jy wat, nou gaan jy jou beste gee, is dit nie? Want dit is wat ek en jy moet doen. En God se woord sê dit vir ons, dat ons alles moet doen, en as ons iets doen, dan moet ons doen tot hom. So kom ons gaan lees dit daar in Kolossense 3, Hy sê hierso vanaf verse 18, is die huislike pligte. Hy sê, vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Nou, party vrouens weet nie wat hy woord onderdanig beteken nie. Daar is nie 'n manier nie, daai vrou dra die broek in die huis, dis my wet, hierdie is my huis, en die man ja en amen man net. Maar weet jy wat, wanneer jy gaan sê, ek gaan my man onderdanig wees, want dit is, ek wil God onderdanig wees, dan gaan dit begin makliker raak om dit te kan doen. Dis nie te sê jy is sy slaaf nie, maar jy is onderdanig aan hom. Hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oordiens soos mensebehaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En dan, hier kom die vers, en wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. So, dit is belangrik, wanneer ek en jy 'n taak verrig, of dit nou is om onderdanig te wees, of dit nou is manne, julle vrouens lief te hê, kinders om julle ouers gehoorsaam te wees, die diensknegte vir jou baas vir wie jy werk, om hom gehoorsaam te wees in die vlees, en al die goeders moet jy doen, so asof jy dit vir die Here doen. En dit is uiters belangrik, want die oomblik wanneer jy daai gedagteverandering doen, en jy sê, ek gaan my werk doen, tot eer en verheerliking van God se naam. En dan gaan jy sien, jy gaan sommer daarvan begin hou om werk toe te gaan. Jy gaan nie kan wag om op te staan om op 'n maandagoggend te gaan werk nie. Baie mense sê is blou maandag. Ek sê vir jy gaan opgewonde wees, want jy het net jou denke wat jy verander. Hy sê verder in vers 24, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. So, net omdat jy weet, jy gaan jou beloning ontvang, want wanneer jy iets vir God doen, dan beloon God vir my en vir jou. Amen. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. So die Here kyk nie na die mense nie, hy kyk na ons harte, hy deursoek ons harte en niere, en hy vergeld elke ene na sy dade. So ek wil vandag vir jou die raad gee, alles wat jy doen dit tot eer en verheerliking van God se heilige naam. En as jy iets doen dit so asof jy dit vir die Here doen. Daai kar wat jy moet gaan was, want jy die naweek gaan ry en hy's vuil en goeder, en jy sien lus om daai kar te was nie, gaan was daai kar, so asof jy hom vir die Here was. Kyk net bietjie hoe mooi gaan jy hom skoon was. Alles wat jy doen, rondom die huis, by jou werk, doen dit so asof jy dit vir die Here doen. Amen. Kom ons bid saam. Aba Vader, Here, baie dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat ons net so iets soos klein soos die, dat ons alles wat ons doen, so asof het sal doen, so asof ons dit vir u sal doen. En Here, dan sal ons denke sommer verander. Ons sal begin geniet wat ons doen. Help ons, Here, sodat ons in u wees sal wandel, dat ons gehoorsaam sal wees,
Laat ons vroue lief sal hê, laat ons mans onderdanig sal wees, laat ons gehoorsaam aan ons ouers sal wees. Here, help ons in hierdie saak, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.